Goeiedag julle, is 'n voorreg om hierdie boodskap te deel met vanoggend se streaming. Hierdie internet is 'n bietjie in die steek gelaat en ek is gevra om die boodskap net weer op te neem. Want ek dink en ek glo hierdie boodskap kan dalk vir iemand iets beteken, dit vir my baie beteken en hierdie week en mag dit ook vir julle beteken. Ek gaan net 'n kort gebed doen en dan gaan ek inspring in die teks. En Heilige God, o Heer, dankie vir wat U gee, dankie vir wat U doen, en dankie dat ons kan weet, U is ons God, ja. Wil U nou met ons praat, en ag Here, ons het U nodig, Here. Praat met ons, ten spyte van die swakheid van die man wat die boodskap bring, en wil U gee dat ons net ietsie van wie U is, ietsie van hoe U werk met die kinders, nou sal raak sien. Ons bid in Jesus naam. Amen. So C.S. Lewis het gesê, I was not born free, I was born to adore and obey. En dit my laat dink, dit my laat dink, wat adore en obey ek? My vraag vanmiddag is, wat adore en obey jy? Jy sien aan die een kant, adore en obey ons God, of ons adore en obey ons vrese, ons drome wat dalk buite God is, wat ook al is. Dit is een van die twee goeters. Hou ons besig, hou ons gedagtes besig en bepaal waarmee ons gaan. So ek wil dit twee vlakke wys. Die ene is sosiaal. So ons is 'n groep mense, ons is deel van 'n kultuur en deel te wees van daai kultuur beteken, ons kultuur het sekere uitdagings. 'n Goeie fliek wat as jy na die bioskoop toe gaan en ek sien hy's op Netflix, is Coach Carter, wat hierdie gedagte mooi vasvat. So Coach Carter is hierdie man wat gaan en hy word deel van hy is die afrigter van 'n basketbalspan en hy gaan in met die idee, hy wil hierdie armskool, hierdie ouens wat die helfte word in tronke gestop, as mens kyk na die statistiek, alles 'n ware verhaal, hy wil hulle opbou en hy wil hulle universiteite toe stuur en hy wil gee dat hulle kansse gebruik en geleenthede gebruik en dan sien ons die hartseer ding is hoe die kinders ingekoop het in die kultuur van die omgewing van ons is net nie goed genoeg nie. Ons mag nie drome droom nie. So hulle is lam gelê deur vrees, hulle is lam gelê deur weird goeters. En uiteindelik as hy dit regkry om basketbalspelers te laat glo in hulself, dan is dit die ouers wat negatief is. Hoekom? Want is hierdie ding van ons is nie goed genoeg nie. Is hierdie ding van ons kan nie meer nie. Maar dan aan die ander kant van die muntstuk is 'n plek soos Swede en Europese lande, ryker lande met baie hoë gradiandi, wat die ouens daar agter gekom het is wanneer hulle kyk omdat hulle baie hoë selfmoordpyl het, selfmoordvlak het hulle gaan kyk, maar wat is die rede agter dit? En toe kom hulle agter, maar groot groep ouens wat selfmoordneigings het, wat voel hulle wil selfmoord pleeg of selfmoord gepleeg het, hulle het die hoogste sport in hulle lewe bereik. En so in ander woorde, hulle het seker hulle doktorsgraad gekry, of hulle het hulle besigheid goed gebou, of wat dit ook al is, maar hulle het bereik, wat hulle gedink het hulle wil bereik. En dan kom hulle agter, maar daar's niks hier binne nie. Al hulle lewe, al hulle werk, hulle is alleen, hulle het almal afgesterf, hulle het hierdie drome gejag, ure spandeer, vir niks, hulle voel leeg. En dit maak die ouens depressief en so. So, kultuur, maar persoonlike goed ook. Dis dalk goed met jou gebeur het in jou lewe, dis dalk vrese, dis dalk drome, ek weet nie wat dit is nie, maar goed wat jou laat adore, obey, wat jou lewe bepaal, wat nie die Here is nie. En coronavirus glo ek is hierdie lockdown is 'n goeie tyd, is 'n goeie spieël wat die Here, en as jy nie glo nie,
die lewe vir ons gegee het, om onsself in te kyk, en onsself te spieël, en te vra, wat is die prentjie waarmee ek besig is? Wat is hierdie, as my lewe 'n skildery is, wat ek besig om te skilder, wat is die prent wat ek skilder? Wat is dit wat ek mee besig is? Wat is dit wat ek jaag? Waarvan is ek 'n slaaf? Waarvan is ek 'n slaaf? Want jy's 'n slaaf van iets, of jy dit nou wil weet of nie, jy's 'n slaaf van iets, en die vraag is, waarvan? So die Israeliete in Jeremia 29, die Israeliete was ook in 'n tipe van 'n lockdown situasie dat hulle ervaar het, nê. As ons gaan lees in Jeremia 29, dan sien ons, hulle was langs 'n rivier van Babylon, en hulle is hierdie groot stad, waarby hulle gewees het, en hulle sit daar en hulle treur, hulle ween, hulle is hartseer. Nou die agtergrond te verstaan, ons in Daniël 3 preek, het ons bietjie daarna gekyk, maar om die agtergrond te verstaan is, Babel was hierdie sterk stad, dit was hierdie groot, besige metropool tipe ding gewees, maar wat interessant was van Babel is, hulle het gegroei deur landbou. Hulle het al wat hulle gehad het, hulle is binne in hierdie droë area, maar hulle het hierdie rivier gehad, en dan het hulle hierdie ongelooflike goeie, ver voor hulle tyd, het hulle watervoorraad gehad, en goeders gehad, wat hulle kan die wêreld mee nat maak om hulle. So hulle landbou het baie goed gedoen, en daar het hulle rykdom gekweek, en hulle het 'n koning gehad, wat 'n passie gehad het, om Babel te bou, om die inwoners van Babel, die boerlinge, om hulle ryk te maak, en goed te laat doen, en alles, en daarom het hy dan gegaan, en as hy so die volke om hom inneem, die stede om hom inneem, dan het hy die bestes gevat, die ouens met kundigheid, op verskillende gebiede, die wetenskaplikes, ouens wat goed is met lees en skryf, daai ouens het hy weggevat, die prinse, en die roem van die volk het hy weggevat, en hy het hulle laat dan werk, binne in Babel, om Babel hierdie magtige stad op te bou, en vir die Israeliete kon dit net nie gebeur nie, want hulle wou Sion bou, hulle wou Israel bou, hulle wou Jerusalem hierdie Godstad maak, en hier sit hulle, en hulle wil nie deel word van Babylon, hulle wil aan een kant wees, en op hulle eie wees, so hulle is 'n tipe van 'n lockdown, ons kan nie met hierdie ons meng nie, ons gaan ons besmet, ons kan niks doen nie, en wat hulle gedoen het toe, om hulle te bevestig in hulle denke, het hulle toe waarsêers gekry, en hulle valse profete gekry, en hierdie ouens het drome gedroom, en hierdie ouens het hulle gesê, luister, ons het gedroom, God gaan julle kom red, en al hierdie goeders, Babel gaan val, en al die goeders, en hulle verruil hulle eie drome, verruil hulle eie gawes, hulle verruil hulle eie lewe, verkoop hulle dan aan as het ware, aan hierdie waarsêers, aan hierdie ouens, en hulle word slaaf van vrees, en hulle word 'n slaaf van hardkoppigheid. Dis waarvan hulle slawe word. Hulle sit daar een kant, en hulle kan net nie meer. Maar en die hartseerste vir my, die diepste van dit alles, as ou die seer, die sonde onder die sonde wil raak sien, is hulle raak blind vir God se werke. Hulle raak blind vir God se werke. Want jy sien in Jeremia 4 sê, en ons het laasweek ook daarna gekyk, maar Jeremia 4 sê die Here, luister, ek gaan julle straf, julle is besig om droog te maak, julle is besig om my mense seer te maak, julle is besig om weg te oreer van my af, en ek gaan julle straf, en ek gaan dit doen deur Babel, en so God is besig, hy is besig met 'n suiweringsproses, en hy's in hierdie ding, hy gebruik dit om hulle te leer, om hulle nader aan hom te trek, en hy gebruik dit om hulle te wys, maar hy is bo alles, hy moet aanbid word, hulle moet nie hulle drome, hulle valshede waaraan hulle vashou, 'n doring by nie, hulle moet hom aanbid, en hom alleen, en hulle was nie op 'n plek waar hulle dit gedoen het nie, en die hartseerste is, terwyl God hulle straf, terwyl dit gebeur, is hulle blind vir dit, want hulle luister na vreemde ouens, en hulle stomp hulle lewe af.
En dan lees ons Jeremia 29, Jeremia 29, God stuur vir Jeremia, en hy sê basies vir Jeremia, luister Jeremia, skryf hulle 'n brief, en sê vir hulle die volgende, hy sê vir hulle, ek sien julle raak, en daai brief, maar daai brief, as hulle daai brief kan lees, dit kan hulle as ware aflei, so afleiding wat jy kan maak is, as ons Jeremia 29 lees, God sê vir hulle, luister, ek het julle nie gelos nie, ek sien julle raak, ek weet waar julle is, ek weet waar is julle denke, ek weet waar is julle fisies, julle liggame, ek sien julle raak, en hier is wat ek vir julle wil sê, ek is met jou, as ek dit kan saamvat, ek is met jou, leef, asof ek met jou is, ek is met jou, leef, asof ek met jou is, Socrates het gesê, one word frees us of all the weight and pain in life, and that word is love. So, en ek dink die diepste liefde, die grootste bevryding wat daar is, woordjie wat daar is Godse liefde, agape liefde. Want jy sien, hier sit hulle, en hulle verdien eintlik om nog verder gestraf te word, maar God kom in hulle seer in, en hy spreek in dit in, en hy sê, luister, ek het julle lief, en ek gaan julle net los waar julle is nie. Fokus, weet, ballingskap is nie die einddoel nie. Ballingskap is nie die einddoel nie. Dis doel tot die middel. Doel tot die middel. Toe ek aan die preek gewerk het, so eentjie van my was 'n boom, en had hierdie pragtige geel en swart voeltjie, met so 'n pragtige oogies, en so snaakse bekkie, het hy kom sit op die takkie, maar ek kon sien, hy soek iets, hy het van takkie tot takkie gehop, en het hy so gekyk en gesoek, en dan so op die dak weer, en dan so weer terug in die boom, en 'n ander deel, en dan so weer terug op die tak waar hy begin het, en so was hy heeltyd besig, maar hy was doelgerig, hy was besig, hy was soekend, maar hy was vreesloos. Want jy sien, God het in die natuur, het hy daai iets waarna hy gesoek het, daai iets wat hy nodig het hy gegee, terwyl hy so soek, en kom maar 'n duif, en hy vat so 'n takkie weg, en hy gaan bou sy nesie, en die Bybel sê tog, word 2 mosies nie vir 'n stywer verkoop nie, maar julle is baie meer werd as dit. So basies wat hy vir hulle sê is, luister kerels, en ek glo dis wat hy vir ons ook vandag sê is, fokus op jou taak, weet ek's daar vir julle, ek is die een wat sorg, draai julle koppe na my toe, en laat ek die een wees wat julle adore en obey. Jy sien, Israeliete was nie so, en hulle was teenoorgestel as die volkie, hulle was lam gelê, hulle was nie besig nie, hulle omstandighede het hulle vasgedruk, en dit is hartseer, en my vraag is, waar is jy in hierdie COVID-19 tyd? Waar is jy? Waar is jy met hierdie coronavirus? Waar is jy in jou denke? Lam gelê deur vrees, lam gelê deur die omstandighede, of kan jy opkyk? Die ouens wat so 'n bietjie van traumaberading en so leer, weet, as jy 'n ou het wat depressief is, jy 'n ou het wat baie naby is aan selfmoord, of jy is bang hy gaan selfmoord pleeg, wat wil jy doen? Onmiddellik, dadelik, soek jy na lig, nee? Jy soek iets wat hierdie ou hoop gaan gee, iets in sy lewe, wat vir hom bietjie lig gaan gee, wat sy kop uit die donkerheid gaan optel, sy oë uit die donkerheid gaan optel, en waar hy na die lig kan kyk, so daai lig kan inkom, en hierdie hart net verlig, so dan net bietjie hoop kan kom in sy binneste, want hy moet opkyk, hy moet hoop kry, en baie depressiewe ouens het nie daai vermoë om self op te kyk, hy het iemand nodig om hom te help, om hom op te tel, kyk soos Elia, en my vraag vandag is, wat is jou hoop? Het jy daai hoop? Want as jy jou hoop op jou besigheid gestel het, het jy nou gesien, jou besigheid kan vou. As jy jou hoop op finansies of mense gestel het, het jy nou gesien, mense gaan altyd daar wees vir jou. Mense gaan jou teleurstel. Mense gaan dalk probeer, maar nie kan nie, soos nou. Maar as jou hoop op God is, dan is daar altyd lig. Dan is daar altyd lig.
jy sien, ek glo hierdie Jeremia 29 is vervul. Hy's deeltelik vervul, 70 jaar na die boodskap, toe is hulle terug, 'n gedeelte van hulle is terug, na hulle land toe, maar ten volle, maar as jy mooi gaan kyk, met die terugkom en alles, ons onmoontlik dat hy vervul kon word, die profesie volkome. Die plek waar hy volkome vervul was, die plek waar hy volkome vervul was, is in Christus. Is in Christus. As jy sien, in Christus het God gekom, en hy het vir die aarde, vir die wêreld gesê, julle ouens sit in 'n vreemde land. Julle ouens sit, en wat julle doen, het nie vrug, julle drome is stikkend, julle self is stikkend, julle is gevolg van julle eie sonde, het julle soveel droog gemaak, kyk al die peste, kyk al die seer, kyk al die alles, maar ek is bo dit, maar ek is ook in dit. Jy sien, in ons Here Jesus Christus het God kom deel word van ons seer, het God kom wandel saam met ons, het hy kom mens word, en hy het daardeur gesê, luister, ek is God oor die eeue, ek is God oor tye, ek is God oor volke, ek is koning van die konings, en as jy kyk na Jeremia, van die tyd van die boek Jeremia af tot by Jesus se koms, is dit ongelooflik mooi, hoe God voorspel het, eerstens dat Babel hulle gaan inneem, hoe God voorspel het, dat hulle weer gaan vry word, hoe God eintlik bo dit alles sit, en al hierdie swaar, al hierdie seer, al hierdie dinge wat teen God is, wat hy niks van hom, hoe hy dit in sy diens stel, en hoe hy iets beters maak daarvan. Jy sien, en dit is wat vers 11 so mooi maak. En ek weet, baie ons al vers 11 heeltemal buite konteks aan, want Jeremia 29 vers 11 is in 'n tyd gegee van ballingskap, is in 'n tyd gegee van seer, en die vrugte daarvan was nie eers vir hulle nie, het was vir hulle kleinkinders. Maar wat sê God? Wat waar is van dit is, God sê, selfs hierdie swaar, selfs hierdie seer, selfs hierdie donker tyd in jou lewe, kan ek vashou. Selfs COVID-19, selfs ballingskap, kan ek in my hand vashou, en ek kan dit in my diens stel, en ek kan iets beters daarvan maak. Jy sien, kyk, gaan lees bietjie Job, God is nie die outeur van seer nie, God is nie die outeur van sonde nie, God is nie die outeur van dood nie, die duiwel is, en die mens is. Maar wat doen God met dit? God staan nie, is nie buite God se beheer nie, hy laat dit toe, maar hy stel dit in sy diens, en hy maak iets beters daarvan, en die mooiste mooi daarvan, diepste is die kruis, hoe hy al die sonde, al die seer in sy diens gestel het, en hoe hy lewe gebring het, lig gebring het, en jy sien, dit is wat ons moet wees. Ons is God se hande en voete. Ons is die sout en die lig. Hy is die groot lig, nee, maar daai lig het hy binne in ons gegee, vir ons gegee, en hy het gesê, julle is nou die sout van die aarde, julle is nou die lig van die wêreld. En so in die tyd, kom ons wees lig. Kom ons wees dit wat ander ouens hoop gee. Ons kan om ons kyk en ons kan lig sien, want ons weet God leef. Ons treur, maar nie soos die wat geen hoop het nie. Maar ons kan ook binne hierdie seer, kan ons ook sout wees. Ons kan waar ouens swaar kry en so, kan ons gaan kospakkies gee, of ons kan geld oorplaas, of ons kan wat ook al ons kan doen. Ons kan gebede bid, ons kan ouens bel en vra as hulle okay. Ons kan al hierdie goeders doen. Hoekom? Want God stel ons in staat. God is ons lig, en ons het lig, en ons het hoop. Al is ons toegesluit in ons huise, al kan ons nêrens gaan nie, al gaan dit hoe swaar. Ons kan lig wees, ons kan sout wees. En hoe ons dit doen, ek het 5 goeders. Die eerste ene is, aanvaar die situasie as van God. Weer eens, God maak nie seer en God maak nie swaar nie, maar hy laat dit toe. So aanvaar dit as van God. Tweede ding is, tel jou kop op en sien die groter goed raak, vers 11. So, God sê vir hulle, luister, ek is in die ding, ek is met julle in die ding, maar leef nou, asof ek met julle is. Gaan in hierdie stad in, gaan en maak hierdie stad suksesvol, gaan en kry kinders, gaan en vermeerder,
gaan werk vir die goeie van die stad. Word ryk hier binne. Want as dit goed gaan in die stad, gaan dit julle goed gaan. Nee? So wat hy sê is daardeur is, leef asof ek met julle is. Moenie vaskyk in hierdie seer, hierdie swaar, maar leef dit, so tel die kop op en sien die groter goed raak. Sien die groter goed raak. En dan, baie belangrik, derde punt is, werk asof die groter goed van jou afhang. God gee dit, maar werk asof dit van jou afhang. Werk met die kaarte wat vir jou gedeel is. So, gaan gee jou bes, as ons hierdie coronavirus kan draai, en as ons hierdie land 'n mooi plek kan maak, ten spyte van al die swaar, ten spyte van al die seer, die BE, die onregverdigheid, die wat dit ook al is, as ons dit 'n mooie plek wil maak, moet ons as Christene wat hoop het, werk asof ons hoop het. Werk asof dit vir ons afhang. Laat dit werk, en werk met die wete van, ons is nou op aarde, God se hande, God se voete, God se oë, God se mond, ons is die sout in die lig vir hierdie wêreld. En dan werk soos 'n vry man vir God en nie vir jou slaaf wees nie. Werk soos 'n vry man wat vir God werk en nie soos 'n slaaf nie. Kom ek verduidelik. In die begin het ons gesê, jy is 'n slaaf van iets, né? En as jy slaaf is van iets, dan gaan jy dinge doen wat buite God se wil is, om jou iets te bereik, om daai honger te voed, om daai hoop te bring. Jy gaan op 'n plek kom waar as jy terugkyk, gaan jy besef, maar ek was nie lig nie, ek was nie sout nie, ek was hierdie gefokusde ou, wat hard werk, maar verkeerde goed gejaag na wind. Maar 'n vry man, het die vermoë om te kyk, en te los waarmee hy besig is, en te doen wat belangrik is. Te doen wat die regte ding is, op die regte tyd. 'n Vry man is nie afhanklik van die droom nie, van die leertjie wat hy klim. 'n Vry man het die vermoë om van hy leer af te kom, en te doen wat hy wil, wanneer hy wil. Maar as jy 'n baas het wat sê, hou bly op klim, bly klim, en dan is jy die slaaf van daai stemmetjie, wat sê bly klim, en dan, 5de punt, laaste punt, fokus op die eindpunt. Fokus op die eindpunt, want God gaan 'n einde maak van alles seer, en hy gaan oordeel. My suster se kind is 2 dae terug oorlede, sy dogtertjie, sy seentjie, 2 maande oud, en toe gebel, toe sê sy, hy's by Jesus. Hy's gelukkig. Wat is dit? In haar seer, in haar swaar, het sy hoop. Ja, daar's 'n eindpunt, daar's iets groters as hierdie wêreld, hierdie kan nie al wees nie. En vir julle wat nie glo nie, is jy seker hierdie, waarin jy nou is, hierdie COVID-19, al hierdie weird goed wat gebeur, is jy seker dis al wat daar is? Is jy seker dis net kans, want wat is die hoop agter dit? As God nie bestaan nie, is jou seer nou, vandag, sinneloos. Dink bietjie daaroor. Wat se sin het jou seer dan, indien God nie bestaan? Maar wanneer God bestaan, dan kan ons hom eerstens om verheerlik in die seer. Tweedens, ons kan weet, daar's hoop. Daar's 'n God wat hierdie seer gaan straf. Daar's 'n God wat al hierdie verkeerde goed gaan straf. En daar's 'n God wat iets gaan bring, iets mooiers gaan bring, in te midde van hierdie seer. So, ek wil afsluit met 'n aanhaling wat vir my verskriklik diep geslaan het. Without darkness, nothing comes to birth. As without light, nothing flowers. My Satan. Is hier ons nou donker tyd? 'n bitter donker tyd. En vir baie van ons is dit donker dat is verander. Maar mag hierdie donker tyd 'n saadjie wees, wat geplant word in jou lewe, en wat begin groei, en wat hoop bring. En mag jy die lig wees, wat hierdie saadjie, wat hierdie donker tyd gebring het, mag jy die lig wees, en mag God jou lig wees, en dat ander mense plantjies kan begin groei, en dat jou plantjie kan begin groei. Want ons het hoop, ons het lig, en ons het lewe, en om in Christus alleen.
af ons 'n gebed doen. En ja, mag hierdie tyd vir julle 'n geseënde tyd wees. Tyd saam met jou kinders, tyd saam met jou vrou of jou man, die wat alleen is, tyd saam met die Here, 21 dae van vas van mense, tyd saam met die Here spandeer. Nie hierdie tyd mors nie. Mag hierdie tyd wees waar jy lig is en sout is, tot God se eer. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hoop, en dankie vir hoop binne seer, en dankie dat ons kan weet, U is in beheer, Here. Seën ons nou, lei ons nou. Here, wees met Suid-Afrika. Wil U ons help om ook hierdie monster van COVID-19 dit te oorkom. Ons die rand wat val, rommelstatus, al die goeders, Here, wil U met ons wees, en wil U gee dat ons lig sal bly sien, en hoop sal bly sien, en wil U gee dat ons lig sal wees, en sout sal wees. Hier is ons, Here, in die diens, ons bid dit in Jesus naam. Amen.